Ons skriflesing vanoggend kom uit Matteus hoofstuk 3, vanaf vers 1 tot 12. Ek gaan dit lees uit die 2020 vertaling, maar kom ons bid net eers saam. Here, ons vier oor 'n paar dae Kersfees. En daar is 'n verwagting by almal van ons rondom hierdie dag. Vir sommige gaan dit 'n moeilike dag wees. Dag wat hulle ook met hartseer tegemoet gaan. Omdat dit dalk die eerste Kersfees is wat hulle sonder 'n geliefde moet deurbring. Vir ander is dit 'n vrolike tyd wat familie bymekaar kom, wat ons weer saam kuier, lekker gesels, lekker saam eet. Maar Here, te midde van al hierdie dinge wil ons vir U vra dat die boodskap van Kersfees nie by ons sal verbygaan nie. Dat die wonderwerk van Jesus wat gebore is, ten alle tye voorop sal staan. Ook in vandag se erediens vra ons dit van U, Here. In Jesus se naam. Amen. Matteus 3 vanaf vers 1. In daardie tyd het Johannes die Doper in die openbaar begin optree en in die woestyn van Judea verkondig: Bekeer julle, want die koninkryk van die hemele is op hande. Hy was immers die een van wie die profeet Jesaja gepraat het toe hy gesê het: 'n stem van iemand wat roep in die woestyn, maak die pad vir die Here gereed, maak sy paaie reguit. Hierdie Johannes het 'n kleed van kameelhaar gedra met 'n leergordel om sy heupe en sy kos was sprinkane en wilde heuning. In die tyd het daar inwoners van Jerusalem, die hele Judea en die hele Jordaanomgewing na hom gekom en hulle is deur hom in die Jordaanrivier gedoop terwyl hulle sondes bely het. Maar toe hy sien dat baie van die Fariseërs en Sadduseërs kom na waar hy gedoop het hy vir hulle gesê: Ander geslag, wie het julle wys gemaak dat julle aan die dreigende oordeel kan ontkom? Dra liewer vrugte wat by die bekering pas. En moenie eers oorweeg om by julleself te sê: ons het Abraham as voorvader nie, want ek sê vir julle, God kan uit hierdie klippe kinders vir Abraham verwek. Die byl lê reeds teen die wortel van die boom. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Ek doop julle wel met water met die oog op bekering, maar hy wat na my kom is sterker as ek, en ek is nie eers werd om sy sandale vir hom aan te dra nie. Hy sal julle met die Heilige Gees en met vuur doop. Sy hooivork is in sy hand. Hy sal sy dorsvloer deeglik skoonmaak en sy koring in die skuur versamel, maar die kaf sal hy met onblusbare vuur verbrand. Geliefdes, ons verwys dikwels na die tydperk tussen die laaste profeet in die Ou Testament, die profeet Maleagi, en dan die 4 evangelies wat ons in die Nuwe Testament kry, na daai tydperk as die sogenaamde 400 stiljare. Die profete se stemme het stil geraak, hulle het nie meer geprofeteer nie, hulle het nie meer die woord van die Here aan die volk verkondig nie. En daar het eintlik so iets gebeur in die volk, iets van hulle afskakeling, dat hulle nie meer regtig ingestel was op die Here nie. Ons het verlede week ook gesien dat dit juis die oorsaak was, dat hulle ook nie meer regtig die koms van die Messias verwag het nie. Die profete het in die Ou Testament oor en oor gesê dat die Messias gaan kom, die verlosser gaan kom, en dan na al hierdie tydperk, 4 eeue, dat daar glad nie meer gepraat is eintlik hieroor nie, het dit amper net soos 'n droom geklink wat vervaag het. En dan op 'n dag maak Johannes die Doper sy verskyning. En nie sommer maar net stil en ongesiens wat hy daar op die toneel kom nie. In Engels sou ons sê hy kom met 'n bang. Daai vers dat daar in vers 1 kan mens regtig ook vertaal het na in daardie dae
het Johannes die Doper al prekende sy verskyning in die wildernis van Judea gemaak. Is asof Johannes begin net preek en hy kom daar in die woestyn en terwyl hy daar is, hou hy net aan met preek. Dis hoe die mense vir Johannes leer ken. Interessant dat die ander evangelies, Markus en Lukas, hulle lê meer klem op Johannes wat gedoop het. Matteus weer lê groter klem op die feit dat Johannes gepreek het. En hy probeer vir ons Johannes voorstel as 'n voortsetting van een van die Ou Testamentiese profete. Sy kleredrag, sy kleed van kameelhaar, sy leergordel wat hy gedra het, alles herinner ons aan die Ou Testamentiese profete. En soos wat die tipiese Ou Testamentiese profete baie gepreek het oor bekering, kom Johannes die Doper en hy doen dieselfde. Ons lees daar in vers 2, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele is op hande. En die woord wat ons daar vertaal met koninkryk het eintlik dis nie 'n plek nie, dis nie iets soos die, kom ons sê, die hemel nie. Eintlik wat daar bedoel word is die regering, die koningskap van God wat daarmee vir ons uitgebeeld word. Dit gaan oor God se heerskappy oor alles. So wat Johannes eintlik dan daar vir ons wil sê is, bekeer julle, want die heerskappy van God het aangebreek. Dit is opnuut weer geopenbaar aan die mens. En daai boodskap is presies dieselfde boodskap wat Jesus self later in hoofstuk 4 vers 17 gee, as hy begin met sy eie bediening. Ons lees daarvan toe af het Jesus begin preek en gesê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. En as hy later in hoofstuk 10 sy disippels uitstuur om te gaan preek, dan sê hy vir hulle, gaan verkondig, die koninkryk van die hemel het naby gekom. So Johannes kom met hierdie boodskap, Jesus kom met die boodskap, die disippels kom met presies dieselfde boodskap, die heerskappy van God het naby gekom. Dit is eintlik hier by julle. In die Ou Testament, as daar gepreek is oor die koms van die Messias, die verlosser, dan het die Israeliete dit eintlik verstaan dat God op 'n bo-natuurlike manier weer sal ingryp in hulle volk en dat hy weer die volk van Israel in ere sal herstel. Maar wat weet ons van die volk van Israel, van die Jode in die Ou Testament? Ons weet dat hulle keer op keer hulle rug op God gedraai het. Ons weet dat die koning na koning die volk verkeerd gelei het. Dat daar telkens van daai konings gesê word dat hulle gedoen het wat verkeerd is in die oë van die Here. Hulle het die volk op verkeerde paaie gelei. Hulle het aan afgodediens verval. Hulle het ongeregtigheid toegelaat. Hulle het geweier om mense wat swaar kry, spesifiek die weduwees en die weeskinders, te versorg. So hulle het heeltemal 'n ander lewenswyse gehad as wat God wou gehad het, hulle moet hê. Gaan lees maar net weer, as jy lus is, as jy by die huis kom, Jesaja hoofstuk 1. Gaan lees daar hoe Jesaja die toestand van die volk in daai tyd beskryf. Gaan kyk daar hoe die verhouding tussen die volk en God verbrokkel het. En hoe dat God self sê dat hy hulle offers verwerp. Hy wil niks meer met hulle te doen hê nie. Sê vir hulle, moenie eens dink daaraan om offers te bring nie. Dit walg my as julle daarmee na my toe kom. Trouwens, op 'n plek dan vergelyk hy hulle met Sodom en Gomorra. Ons weet daai twee heidense stede, dan sê hy, julle, die volk van Israel, julle is so Sodom en Gomorra. En in vers 4, Jesaja 1, staan die verdoemende woorde, ellende wag vir julle sondige nasie, volk met skuld belaai, geslag wat verkeerd handel, julle wat net afbreek, wat my die Here verlaat het, my die heilige van Israel verag en vir my die rug gedraai het. Dis asof God se geduld op hierdie stadium net eenvoudig tot 'n einde gekom het. En as hulle halstarrig voortgaan om die Here te verag, dan sê die Here, hulle gaan gestraf word en dit gebeur dan ook
dat die volk uiteindelik in ballingskap weggevoer word. Maar selfs daar in ballingskap, terwyl die volk daar in Babel verkeer, dan is dit asof die Here se hart sag word. Asof die Here sê, maar ek kan nie toelaat dat hierdie ding aangaan nie. Ek kan nie toelaat dat my volk net aanhoudend gestraf word nie. En dan daar van Jesaja 40 se kant af, dan begin ons die ander kant van God ook raak sien. Dat dit nie net meer gaan oor verdoemenis nie, maar dat God nou ook praat van sy heil, van sy liefde vir hierdie volk, dat hy hulle wil uitred. Jesaja 40, daai eerste paar verse, dis ook die gedeelte wat hier in Matteus aangehaal word. Troos, troos my volk, sê julle God, praat mooi met Jerusalem, roep haar toe dat haar gedwonge arbeid voltooi is, dat haar skuld afbetaal is. Ja, sy het uit die hand van die Here 'n dubbele straf ontvang vir al haar sondes. 'n Stem roep, maak in die woestyn die pad van die Here gereed, maak in die Araba 'n groot pad vir ons God gelyk. Letterlik vir eeue het hierdie volk gehoop dat God se belofte bewaarheid gaan word en dat die Messias gaan kom, dat die verlosser gaan kom vir hierdie volk. En dan byna 600 jaar later, nadat Jesaja gepreek het, hierdie gedeelte in Jesaja 40, amper 600 jaar later, dan verskyn Johannes die Doper op die toneel. Onverwags, niemand het gedink dat hy gaan kom nie, en hy kondig aan dat die tyd van die vervulling van hierdie belofte uiteindelik aangebreek het. Johannes, sê hy, is die een wat moes kom, wat die pad vir die Here Jesus moes gereed maak. En Johannes se boodskap is, die heerskappy van God is nou hier, die nuwe bedeling het gekom, alles het nou verander. En daarom word die mense met groot dringendheid deur Johannes die Doper opgeroep om hulle te bekeer. Nou ons het al 'n paar keer deur die loop van die jaar gekyk na die term bekering. Kom ek herhaal net so vinnig wat ek vroeër al gesê het. Ons kry hoofsaaklik in die Grieks 2 woorde wat dui op bekering, wat hoofsaaklik gebruik word. Die een Griekse woord vir bekering het die betekenis dat jy in een rigting loop, dan 'n 180 grade draai maak en terugloop op jou pad. Met ander woorde, mens sê die betekenis is, ek loop weg van God af, en dan kom ek tot bekering, dan draai ek om, en dan loop ek na God toe. Die ander woord wat gebruik word, en wat presies die woord is wat Matteus ook hier gebruik, is eintlik om jou denke te verander oor God. Om nie net jou lewe, nie net om te draai nie, maar om heeltemal op 'n nuwe manier te dink oor God, en wie God is, en wat God is. En vir die Jode in Matteus se tyd, toe hy hierdie boek geskryf het, was dit juis vir hulle belangrik, dat hulle hierdie tipe bekering moes ondergaan. Hulle moes op 'n ander manier begin dink oor God, as wat hulle geneig was om te dink. Hoekom? Die Jode het vasgeglo dat as die Messias kom, dat hy 'n politieke leier sou wees, en dat hy hulle sou red van hulle aardse vyande. In die tyd toe Jesus gebore is, was die verwagting veral dat die Messias sou kom, en dat die Messias hulle sou red van die Romeinse oorheersing, wat die lewe vir die Jode maar baie moeilik gemaak het. Maar tot hulle ontnigtering, besef hulle mettertyd, dat dit glad nie die rede is, waarom Jesus gebore is nie. Jesus het nie na die wêreld toe gekom, om die volk van Israel weer in ere te herstel, soos wat hulle gedink het nie. Want Jesus het vir die wêreld gekom. En uiteindelik weet ons dan, word die Jode so onvergenoegd met Jesus se optrede, word hulle so kwaad vir hom, omdat hy nie doen wat hulle gedink het hy gaan doen nie, dat hulle uiteindelik dan begin planne beraam om hom om die lewe te bring, en dan weet ons word hy gekruisig. Maar terug by Johannes die Doper. As hy dan daar in die woestyn onverwags begin optree en die volk oproep tot bekering, om nie anders te dink oor God, omdat die heerskappy
van God nou naby gekom het, dan is hy besig om hierdie volk aan te sê, daar moet iets gebeur in julle. Daar moet iets in julle lewens gebeur, maar daar moet ook iets in julle gedagtes gebeur, dat julle verstaan wie die Here is en wat die Here kon doen het. Bekering, soos wat Johannes die Doper daarna verwys, behels die onvoorwaardelike aanvaarding van God se heerskappy in my lewe. Dit is eintlik waaroor dit gaan. En ek weet daar's nog steeds baie mense wat dink, as jy praat van bekering, dat hulle dink aan daai eerste keer toe jy miskien heeltemal op 'n verkeerde pad was en toe omgedraai het en na die Here toe geloop het, en dat as hulle praat van hulle bekering, dan sien hulle daai omdraai as die groot oomblik van bekering. En natuurlik is dit waar. En as daar van julle is wat hier in die kerk sit, wat kan terugdink aan so 'n ervaring in jou lewe, van waar jy een kant toe geloop het en toe omgedraai het na die Here toe, sal ek so graag julle stories wil hoor. Want dit is 'n ongelooflike ding wat in 'n mens se lewe gebeur as jy op daai manier tot bekering kom. Maar as Johannes praat oor bekering, dan praat hy oor iets anderste. Dan gaan dit nie net oor daai eerste keer wat ek ja gesê het vir die Here toe hy my geroep het nie. Bekering, in die manier wat Johannes die Doper daarvan praat, is om keer op keer, dag vir dag, God se heerskappy in my lewe te erken, om myself voortdurend onder die Here se gesag te plaas, om elke dag te sê, nie my wil nie, Here, maar U wil. Bekering is om te begryp dat ek nie meer in beheer is van my lewe nie. Dit is van die moeilikste dinge om prys te gee, om te sê ek is nie meer in beheer van my lewe nie. Ek bepaal nie meer elke ding wat in my lewe gebeur nie. My belange, my sienswyses, my besittings, my alles, plaas ek nou onder die beheer van God. Jy sien, ek is nie net 'n persoon wat 'n verhaal het van eendag lank gelede, wat ek op 'n pad geloop het en toe 'n omdraai gemaak het, amper soos Paulus op die Damaskuspad 'n omdraai gemaak het, en toe saam met die Here, na die Here toe begin loop het nie. Want bovenal is ek 'n volgeling, 'n disipel van die Here Jesus, wat dag vir dag uitverkoop is aan hom, wat dag vir dag op soek is, hoe ek die Here in my lewe en in my werk kan verheerlik. Dit is wat Johannes bedoel met bekering. En dit is nie so vreemd nie. Natuurlik was dit in die Ou Testament God se verwagting gewees dat sy volk aan hom gehoorsaam moes wees. Maar nou weet ons dit het nie gebeur nie. En dan vertel Johannes die Doper vir ons, gebeur daar iets nuuts. Jesus se geboorte gebeur. En daarmee, met Jesus se geboorte, breek die heerskappy van God op 'n radikaal nuwe manier aan oor die hele wêreld. In Matteus 3 vers 5 en 6 lees ons dat die mense na Johannes toe gestroom het om deur hom gedoop te word. Letterlik, terwyl hulle besig was, so staan dit daar, terwyl hulle besig was om hulle sondes te bely, word hulle gedoop. Dis asof Johannes hulle in die water invat en vir hulle daar in die water doop, en terwyl hy besig is daarmee, bely hulle sonde, dit borrel uit hulle uit. Johannes verkondig 'n boodskap van bekering, 'n vernuwing van jou denke oor God en 'n vernuwing van jou denke oor sonde en oor vergifnis. En hierdie boodskap is so nuut vir hierdie mense. Dit gryp die mense so aan dat hulle daar en dan gedoop word, selfs terwyl hulle nog besig is om hulle sondes te bely. Jy sien, broer en suster, as jy tot bekering kom,
En as jou denke begin verander rondom God en rondom God se heerskappy in jou lewe, dan is daar eintlik maar net een logiese ding wat jy kan doen met jou sonde. En dit is om dit te bely. Ons oerinstink is nog maar steeds, as ek iets verkeerd gedoen het, of met sonde gekonfronteer word op een of ander manier, dan is ons oerinstink om onsself te verdedig. As iemand by jou sou kom en vir jou sê, maar weet, dit wat jy nou gedoen het, dis nie reg nie. Ek dink dit was verkeerd. Wat is die eerste ding wat jy doen? Jy verdedig jouself. Of jy probeer verduidelik waarom jy dit gedoen het. Ja, ek weet ek was verkeerd, maar kom ek vertel vir jou hoekom ek dit gedoen het. Maar dit wat Johannes hier sê, is daar net een ding wat jy met jou sonde kan doen. En dit is om dit aan die Here te bely. Nêrens in die Bybel word daar vir ons 'n opsie gegee om eers jouself te verdedig of te verduidelik nie. Oor en oor gaan dit net daaroor, bely jou sonde aan die Here. En dit is presies wat daar by die Jordaanrivier gebeur het. Ek en ten minste die ouer mense onder ons het in die kerk groot geword, waar ons elke Sondag na die 10 gebooie geluister het. En dan het ons 'n lied gesing, 'n lied waarin jy jou sonde bely het. En dan is daar 'n vers gelees, baie keer uit 1 Johannes 1 vers 9, oor sondevergifnis. En dan het die mense eintlik gevoel, maar dis nou afgehandel, nou is ek weer skoon. Ek dink dit is die gevaar van daai amper ritueel wat ons gehad het in die kerk, en baie gemeentes doen dit deesdae nie meer nie, maar ek dink daar's iets van hierdie ritueel wat gevaarlik is, dat jy eintlik sê, maar ek kom kerk toe, sodat ek net weer kan skoonkom, dat ek net, dat die blaadjie net weer skoon gemaak kan word. En dan begin ek maandag weer met my skoon bladsy, en dan van maandag af, dan kan ek maar weer doen wat ek wil. Dan kan ek maar weer vloek, en ek kan my weer vuil grappe vertel, en ek kan op mense skree, ek kan mense sleg behandel, ek kan liefdeloos optree teenoor ander mense, of wat ook al die sonde is wat in jou lewe voorkom. En dan volgende Sondag, dan kom ek weer kerk toe, en dan is die bladsy natuurlik swart in daai tyd, en dan kom ek weer kerk toe, dat hierdie bladsy weer skoon gemaak kan word. Maar wat Johannes hier vir ons vertel, of wat hy vir die mense hier vertel, rondom bekering en rondom die heerskappy van God, wil vir ons eintlik iets heeltemal anders sê. Dit wil ons sê dat sondebelydenis is nie net iets wat ek 1 keer per week in die kerk gaan doen nie. Dit is iets wat die hele tyd in ons lewens gaan plaasvind. Soos wat jy tot 'n nuwe insig oor God kom, en oor 'n nuwe insig kom oor God se wil in jou lewe. Met ander woorde, daagliks iets van hierdie bekeringservaring ervaar, van ek dink nie oor God, ek verstaan God nou op 'n nuwe manier, ek verstaan dinge wat ek dalk op vroeër my lewe anders verstaan het God nou aan my kom openbaar, dan kom ek tot die punt wat ek sê, maar ek was verkeerd, Here vergewe my, ek was verkeerd gewees. En dit gebeur voortdurend in die gelowige se lewe. Want ons word voortdurend, as ons met die Here besig is, en as ons met God se woord besig is, word ons voortdurend gekonfronteer met hoe ons dink oor God, en hoe ons God verstaan. En word ons voortdurend gekonfronteer met my verkeerde gedagtes oor 'n klomp dinge. En dat ek dan daarvoor vergifnis vra. En dan bid ek ook sommer vir die krag om te breek met wat dit ook al is wat in my lewe voorkom, wat ek weet wat verkeerd is. Dit gaan oor, soos wat Matteus hier in vers 8 skryf, dat ons vrugte sal dra wat bewys dat ons bekeerd is. En dit, broer en suster, is presies wat die Fariseërs en die Sadduseërs nie in staat was om te doen nie. Hulle was in staat gewees om die wet van God uit te lê. Hulle het die eerste 5 boeke van die Bybel
daarvan van Genesis af tot by Deuteronomium, het hulle uit hulle koppe uitgeken. Hulle het elke wet geken. Hulle het baie meer geweet as wat in die Bybel staan rondom wat God wil en wat God nie wil nie. En hulle het presies geweet hoe om mense aan te kla as hulle iewers 'n wet oortree het. Maar hulle het nie liefde gehad nie. Hulle self het so ver van God af weggedwaal en hulle was nie in staat om dit raak te sien nie. En dit is die rede waarom Johannes die Doper hulle so sterk aanspreek in vers 7 en 8. Ander geslag, wie het julle wys gemaak dat julle aan die dreigende oordeel kan ontkom? Dra liewer vrugte wat by die bekering pas. Bekering vir die Fariseërs het beteken om die wette te gehoorsaam. Johannes verstaan bekering as om vir Jesus te gehoorsaam. Vir die Fariseërs het bekering gegaan oor 'n boek vol moets en moenies. Vir Johannes gaan bekering oor 'n persoon. Ek ken predikante wat, ek weet nie, skynbaar genoegdoening vind daarin om die heeltyd mense te veroordeel, om die heeltyd vir mense te wys wat weet op julle sonde. Dit doen jy verkeerd en dat doen jy verkeerd. En wat vir my lyk asof hulle mense met vrees probeer oorhaal om die Here te dien. Nou daar is plek daarvoor. Moenie my verkeerd verstaan nie. Die oordeel, ons het ons met Openbaring besig was, ook baie gepraat oor die oordeel van God. Die oordeel van God is 'n werklikheid. Daar's plek daarvoor om ook daaroor te praat. Johannes die Doper self gebruik die beeld van die byl wat teen die wortel van die boom lê, gereed om hom uit te kap as daar nie vrugte is wat voorkom nie. Maar geliefdes, Johannes die Doper se oproep tot bekering, tot 'n vernuwing van ons denke oor God, tot 'n begrip van die liefdevolle Vader deur sy seun Jesus Christus wat na my toe uitreik. Daai boodskap het die mense tot op daai stadium nog nie verstaan nie. En Johannes kom vertel dit vir hulle. Johannes kom vertel vir hulle van Jesus Christus wat gebore is, van die heerskappy van God wat deur Jesus aangebreek het, dat die heerskappy van God dit vir my moontlik gemaak het om tot bekering te kom. En dit gee vir my hoop. Redding is moontlik vir my, dis moontlik vir elke persoon wat bereid is om die heerskappy van God in hulle lewens te ervaar. En dan, omdat ek iets hiervan ervaar het, omdat ek weet hoe lief God vir my het, wil ek hom nie teleurstel nie. Wil ek graag 'n lewe lei waar ek daagliks die vrugte van bekering sal dra. Ek lees die afgelope week 'n nuusberig. Miskien het van julle dit ook iewers raak gelees of vanaf gehoor, maar daar's groot ongelukkigheid in Kaapstad gewees die afgelope week, want mense het gesê, Christene het gesê dat in die straatversierings, daar in Adderleystraat, is daar eintlik geen Christus embleme meer oor nie. Dit wat waaroor Kersfees gaan, het hulle gesê, het heeltemal verbygegaan, dit is nie meer daar nie. Nou die Kaapse Metro het dit toe ontken en het uiteindelik 'n foto opgesit van een so 'n string liggies waar Josef en Maria by die krib staan en dan sal ook liggies van engele met harpies in hulle hande wat daar rondvlieg en hulle het gesê maar hier is al die Bybelse beelde is tog hierso. Maar terwyl ek lees van hierdie mense se ongelukkigheid, vra ek vir myself die vraag af: hoekom sal mense bewaai opskop oor straatliggies, terwyl ons eintlik so min gepla is, dat die beeld van Christus gebrekkig baie keer in Christene se lewens voorkom.
Straatliggies kan baie maklik verander word. Jy haal een string liggies af en jy sit 'n ander string liggies op. Dis hoe maklik wat dit is om die straatliggies te verander. Maar om die beeld van Jesus Christus in jou lewe uit te straal, waar jy ook al gaan, hoe jy ook al leef elke dag, om daai verandering van denke te ondergaan, daarvoor is bekering nodig. En die goeie nuus wat Johannes vir ons bring, is dat dit moontlik is. Die heerskappy van God het in Jesus Christus gearriveer op aarde. Jesus het dit vir ons moontlik gemaak om nie te kan dink oor God. Jesus het dit moontlik gemaak dat ons ook nie kan leef. Ons hoor so dikwels dat daar gesê word, let's bring Christ back into Christmas. En dis 'n wonderlike ideaal om na te streef. Ek ondersteun dit volkome. Maar ons doen dit nie in die eerste plek deur 'n string liggies te verander wat in Adderley Straat opgesit is nie. Wat Maria en Josef en die babietjie in die krib uitbeeld nie. Dis nie hoe ons vir Christus terugbring in Kersfees nie. Ons doen dit deur vir God toe te laat om Here te word van my lewe. Ons doen dit deur vir God toe te laat om volkome my lewe oor te neem. Om myself aan hom ondergeskik te stel, om daagliks vir die Here te sê, Here, nie my wil nie, maar laat U wil geskied in my lewe. Ons doen dit deur die voorbeeld van Jesus na te volg en deur die vrugte van bekering te dra. En die goeie nuus, die evangelie, broer en suster, is dat dit alles moontlik geword het omdat Jesus gebore is. Kom ons gemaak van hierdie Kersfees, te midde van al die lekker dinge wat ons gaan doen en lekker saam kuier en lekker saam eet, al hierdie mooi dinge. Kom ons gemaak hierdie Kersfees opnuut weer 'n ware Christusfees. Amen. Here, dankie dat Jesus Christus mens geword het. En dankie dat hy gekom het om ons lewens en ons gedagtes nuut te maak. En Here, ons weet, dit is nie altyd maklik vir ons as mense om onsself ondergeskik te stel aan U wil nie, want dalk moet ek iewers iets opoffer wat nie vir my maklik is om te doen nie. Maar Here, dankie dat dit moontlik is om dit te doen. Dankie dat dit moontlik is om vir Jesus na te volg in my lewe. En Here, waar ons tekortskiet, waar ons nog gebrekkig is in hierdie opsig, bid ons dat U dit deur die woord, deur vriende, deur die prediking of wat ook al, dat U dit vir ons sal duidelik maak, dat ons elke dag 'n bietjie nader aan U kan leef, elke dag meer en meer disippels van U kan wees, meer en meer vir Jesus in ons lewens kan tentoonstel. Ons vra dit in U naam. Amen.